haat wiskunde. En wie het nou gedink dis 'n slim plan om syfers met groente te meng? Wat? Ek is nou so bietjie die mekaar. Ek verstaan nie mooi nie. Jy is nie die enigste een nie. Ek is baie die mekaar. En toe gebruik hulle nie net enige groente nie, 'n wortel. My gunsteling. Deesdae kry klein paniekaanvalletjies as ek per ongeluk verby een stap. Nee, hokkie nou. Praat jy nou oor kos of oor wiskunde? Tussen die lyne lees is nie regtig my ding nie. Maar wat sê jy nou eintlik, meisiekind? Meisiekind gaan deur 'n moeilike fase. Die vierkantswortels pootjie haar. 'n Ou toetsie of 2 of 3 gekry. Baie dankie. Jy is mos nou 'n vriend wat 'n mens se hart sommer lekker vinnig laat klop. Jy het dit begin en die twee gaan nie ophou nie. So jy kan net so wel met die hele sak patats uitkom. Hoe onsensitief wil jy nou wees? Het ons nie al genoeg groente om die tafel waarmee ek moet deel nie? Mila, maar ek verstaan nie. Jy's nie 'n dofkop nie. Dalk word jy eerder net 'n bietjie motivering. Jy weet, 'n aanmoediging of iets vir 'n tweede wiskunde asem. Sy het daar toets gedryf. Hoeveel meer aanmoediging het mens nodig? Jy help nou nie juis nie. Julle weet, vandat ons klein is, word ons onder applaus aangemoedig om doodgewone goed te doen. Ek was blykbaar, maar doodklou om te begin kruip. En so het my ouers vir my kos uitgesit, sodat ek tot daar moes kruip. Vir kos sal ek ook nie omgee om 'n bietjie verder te kruip nie. Ek het nou nog die rooi trokkie wat ek gekry het, toe ek uiteindelik daai tolknoper in gat kon opsê. Wie weet waar Willie Wouter woon? Willie Wouter woon waar die wilde weste winde waai. Ek word 'n trokkie. Dames en here, my naam is Franco en ek en my span Samuel, David En Mila, gaan vandag vir u oortuig dat ons kort meer wortels voor die neus, want wortels is veel meer as net groente of wiskunde. Mila, jy kan afskop. 'n wortel voor die neus kan 'n cheerleader wees. En dis presies wat ek nou nodig het. Ietsie wat vir my sê, hou bene hou. Jy, Mila Barnard, is wiskunde se baas. Ons glo met alles dat jy dit sal kan pas. Julle. In die rapport van 22 Februarie 2023, in die artikel Belonings het waarde, lees ek van 'n studie wat deur die departement van Universiteit van Stellenbosch gedoen is. Pedagogiek. wat? Pedagogiek is maar net 'n slim woord vir onderwys. Die PEDA-mense het gevind dat leerders wat 'n beloning aangebied is as dinge vir hulle moeilik raak, dit makliker bemeester het as die wat droommond moes sit en onsself probeer motiveer. Is ons nou sirkusolifante wat net ons ore flap as ons 'n klontjie suiker kry? Dalk is ons. En is dit nou so verkeerd? Dis presies wat ons aan die praat en die loop gekry het. So, waarom daarmee ophou? David, jy klink vir my maar 'n bietjie suinig met wortels uitjou. Nee, maar mens kan nou ook nie so gemotiveerd raak dat jy net beweeg as daar 'n klontjie suiker of sappige wortel vir jou uitgesit word nie. Dis maar net my volwasse opinie. Maar dat wortels vir die neus die beste medisyne vir 'n steeksdonkie is dit 'n feit. Op www.marulamedia.co.za in die artikel Aansporings by die werk het groot waarde op 24 Mei 2023 verskyn. Volgens Dr. Beatrice Brink is daar min dinge wat leierige werkdonkies vinniger aan die gelop kry as die belofte aan 'n bonus of 'n paar ure af of selfs 'n ekstra vakansiedag. Vir 'n ekstra vakansiedag sal ek op my donkie maniere laat staan en in 'n resiesperd verander. Ek sal nog so 'n bietjie aan my ouers moet skaaf. Ek kan nie dink dat hulle my luiheid sal wil beloon nie. Belonings by die werk maak sekerlik meer sin. Maar ek wil net noem dat ek elke oggend my bed met 'n lied in my hart sou opmaak as daar net 'n ou ietsie vir my daarin was. Maar is bed opmaak, kamer regpak en tafel afdek, maar nie ook eintlik 'n regte werk nie? I'm asking for a friend. 'n Steekse esel is geen nuwe ding, maar gee vir hom 'n wortel en daai donkie begin spring. Dis duidelik dat moedeloses en leiers regtig kan baat vind
by 'n ou bederfie. Samuel, wat sou jou rede wees om 'n wortel voor die neus te hou? 'n Wortel vir die neus. Kan ons kickstart? Dit kan daai groot drome aan die gang kry. Carrots give you wings. Salwe nou natuurlik, vierkantswortel. Ek dink daardie einste wiskunde wortel kan dinge vir jou verander. Jou droom is om eendag jou eie besigheid te hê. Nie waar nie? Om daar uit te kom, gaan jy en wiskunde nog so 'n paar jaar in mekaar se geselskap moet wees. En daardie wortel van die kwaad wat jou so moedeloos maak, gaan uiteindelik jou toegangskaartjie na jou droom wees. Jy is ons nou nie bang vir 'n paar klippe kou nie. Samuel, ek gee nie om vir 'n paar klippe kou nie. Maar moes jy al 'n berg opeet om by jou droom uit te kom? Rustig raak, Mila. Slim dokter John Maxwell skryf in sy boek, maak jou droom 'n werklikheid. Dat so maak ons oog op die droom hou en 'n plan het om daar uit te kom, vorder ons. En dis dan wanneer daardie padkoswortel 'n gawe manier is om ons gemotiveerd te hou. Vat nou maar vir Dion Fourie. Daai man moes vir jare padkos eet voor hy 'n sebok kon word. Hy was 35 jaar oud voor hy eers die groen en goud bo-oor sy kop getrek het. Sien, hy was 'n antiek voor hy en die groot droom eers by mekaar gekom het. Maar Samuel, jou stories het altyd 'n maar in. dis nie my stories nie, dis die lewe. Maar genoeg padkoswortels het van sy hoë berge makmolshope gemaak. Die oom wat jare gelede vir 'n klein seentjie gesê het, jy Floretjie, jy gaan 'n bok word. Het geen idee gehad hoe lank die arme ou aan daai wortel moes kou nie. Maar regtig, dis die laaste een, beloof. Hy het daardie padkoswortel nodig gehad. Ons almal kort soms so 'n bietjie aanmoediging. 'n Cheerleader op die pad wat vir jou skree, hou bene hou. 'n Ou ietsie om daai steeksdonkie aan die beweeg te kry. 'n Wortel om daai groot droom te kickstart. Maak nou nie saak of dit 'n bord kos, 'n rooi troffie of die belofte van 'n boktrei is nie. Ons het die wind van agter nodig. Ons kort meer wortels voor die neus.